Nou, ons gesels verder oor ons reeks die ontbyt van kampioene en julle sal onthou ons het vir mekaar gesê meeste Christene wat ek sien, meeste Christene wat ek ken, lewe versukkelde lewens. Hulle is saam met die Here in die woestyn, maar hulle is definitief nie saam met die Here in die beloofde land nie. Dit gaan sleg, dit gaan swaar, dit gaan moeilik op 'n klomp terreine in hulle lewens. En daar's maar een rede of so 2 of 3 groot redes daarvoor. Nommer 1, ons lees nie die woord nie, ons ken nie die woord nie, en omdat ons nie die woord ken en lees en eet en bestudeer nie, pas ons dit nie toe nie. So daar's daai dubbele ding van, ons ken nie die woord nie, en ons is ook nie gehoorsaam aan die woord nie. Of as ons die woord ken, is ons ook nie gehoorsaam daaraan nie. En daarom is daar soveel mense wat regtig sukkel en moeilik as Christene deur die lewe gaan. Nou julle sal onthou, die eerste week het ons vir mekaar gesê, ons het aardse kos nodig, die Here stuur vir sy Israeliete, die kinders daar, nadat hulle uit Egipte uitgetrek het, daar in die woestyne, stuur hy vir hulle vleis, aardse kos. Maar hy kom sê ook vir hulle baie duidelik, ons het hemelse kos nodig. Jesus sê vir hulle, man shall not live from bread alone. En jy het nodig om dit te hoor en dit vas te maak met hierdie kort reeks. Man shall not live from bread alone. Ek het hemelse kos, hemelse voeding, hemelse pitkos het ek nodig vir die paadjie vorentoe. En dan het ons vir mekaar gesê, ek moet mik om my Bybel elke dag te lees. As jy 1 keer 'n week die woord byvoorbeeld hoor by die kerk, gaan 0 verskil in jou lewe maak. As jy dit 2 keer 'n week hoor, geen verskil nie, dit beweeg nie, dit roer nie die skaal nie. As ek dit 3 keer 'n week die woord lees, dan begin daar so flou hartkloppie op die masjien kom. Maar die oomblik wanneer ek 4 of meer keer, release the power of 4, die oomblik wanneer ek 4 of meer keer tyd in die woord spandeer, dan begin dit my lewe beïnvloed, dan begin dit my lewe verander. Nou natuurlik, ons mik nie vir 4 keer 'n week nie, ons mik vir 7, ons mik om elke dag daagliks te eet. En natuurlik gaan dit nou gebeur dat ek hier en daar 'n dagie mis, maar dan is ek ten minste by 4 of meer, en dan kan die woord my lewe verander en beïnvloed. En dan het ek, laasweek het ek so half die skokkende opmerking gemaak, of mee begin, daar in die diens, ek het so gelag, toe ons daar in die kerk is, toe is daar 'n paar ouens wat sê, hey, hulle het sommer kliphard, sommer daar terwyl ek preek gesê, hey, Dominee, ons gaan vir jou bid, en hey, hier's besoekers hier, wat raak jy nou kwyt? En ek het begin deur die stelling te maak, deur te sê, God doesn't mean what he says. Hy bedoel dit nie. As hy sê, hy sal vir jou finansiëel voorsien, hy bedoel dit nie. En as hy sê, hy sal jou genees, hy bedoel dit ook nie. En as hy sê, hy sal vir jou help en vir jou dra en vir jou onderneem, hy bedoel dit ook nie. En ons weet wie daai woorde aanvanklik geuiter. Nadat Satan met Eva gepraat het, toe sê hy vir haar, het God regtig gesê? En daar's baie Christene wêreldwyd wat jy kom met allerlei skrifgedeeltes, dan sê hulle, ja, maar God het nie regtig bedoel wat hy gesê het nie. Nee, een van die sleutels om die woord, om die kos uit die woord uit te kry, is dat ek dit moet glo. Dis God se woord, finish en klaar. En God bedoel wat hy sê, so as hy sê hy sal jou genees, dan sal hy. Dit is sy bedoeling. Dit is wanneer ons die invluistering van die vyand hoor, wat ons begin wonder, maar bedoel God regtig wat hy sê? En toe het ons vir mekaar gesê, ek moet die woord hoor, maar ek moet nie net die woord hoor nie, ek moet die woord lees, ek moet nie net die woord hoor en lees nie, ek moet dit memoriseer en deel maak vir my lewe, want as ek daar in 'n vergadering sit, of daar by 'n besigheid is, of daar in 'n raadsaal sit, dan het ek nie my Bybel by my nie, dan moet hy in my hart wees, sodat ek kan optree en kan reageer vanuit daai woord. En natuurlik, wat ek hoor, wat ek sien en lees en wat ek oordink, moet ek gaan doen. Anderste is die woord kragteloos in my lewe. Nou, hoe is dit dat ons partykeer die woord lees en ons sien niks en ons hoor niks en ons verstaan niks? Ons het die Heilige Gees nodig om my oë, in my ore, in my hart, in my verstand oop te maak, sodat ek Jesus kan sien, kan hoor, kan beleef, kan ervaar. In Johannes 14 sê hy, dit sê ek vir julle, terwyl ek nog by julle is. En wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gegee het. Een van die dinge waarmee ons sukkel as ons met die Bybel besig is ons lees, maar ons verstaan nie, en dit maak nie sin nie, en hoe bedoel jy dan nou Here? En daarom het ek nodig, voor ek my Bybel oopmaak, het ek nodig om vir die Heilige Gees te vra. Heilige Gees, open my hart en my verstand vir U. In Johannes 14 sê hy, He is the Holy Spirit who leads me into all truth. Jesus is waarheid
En die Heilige Gees breek die waarheid vir my oop, sodat ek kan verstaan waarmee ek besig is, sodat dit impak het. Party van ons sal so per geleentheid, dan lees ons die Bybel en dan tref ietsie my. En party van ons is net, hier is net 'n geslote boek. Die Here wil hê, die lig skyn altyd uit daai boek uit. As ek nie die lig sien, en as ek dit nie verstaan nie, dan lê die probleem nie by die Here nie, dan lê die probleem gewoonlik by my. Dan is dit partykeer sonde wat ek moet bely, of ek moet net vra, Heilige Gees, help my om hierdie gedeelte te verstaan. En Jakobus gee vir ons so 'n mooi belofte. Hy sê, as jy wysheid en insig kort kom, vra net, en God gee, sonder voorbehoud, sonder verwyte. Die Nuwe Lewende Vertaling sê, no strings attached. Nou ja, Johannes 16 sê, all things that the Father has are mine. Therefore, I said that he takes of mine, and he will disclose it to you. So die Heilige Gees sal kom, dit wat die Vader vir Jesus gegee het, en hy sal dit kom oopbreek en oopmaak, sodat jy kan sien en hoor en verstaan. Nou, hoekom is dit belangrik, dat die Here my oë, my ore, my hart, my verstand sal open vir hom? Al eerstens gaan dit vir my help om die oplossings vir my probleme raak te sien. Dit gaan my nie net help om die woord raak te sien nie, dit gaan my help om die Here se oplossings vir my probleme raak te sien. Nou, in die Bybel, ons ken almal die verhaal van Abraham en Sarah, en ons weet hoe die Here op 75-jarige ouderdom vir hom 'n belofte gegee het, dat hy vir hom 'n kind sal gee. Nadat hulle al vir baie jare onvrugbaar en kinderloos is. Nou natuurlik, julle ken almal die verhaal, en ons weet hoe daar baie jare verloop het, en op 90-jarige ouderdom kom Sarah en sy sê, hoorie nee, ek dink ons moet maar die Here 'n bietjie help, want lyk vir my die Here sukkel so bietjie, hy kan dit nie op sy eie reg kry nie. En hy sê toe vir Abraham, nee maar hoorie, vat my slaafin, vir Hagar, en vat my slaafin, en gaan lê 'n bietjie by haar, en dan sal ons nou maar so 'n kind verwek. En ek hoor nie dat Abraham vreeslik geprotesteer het nie, hy het gesê, nee, dit sal 'n straf wees, maar hy sal dit nou maar doen. Hy gaan lê by Hagar, en die kind Ishmael word gebore, en die kind begin groot word. 10 jaar later sê die Here vir Abraham, hoorie, dit was nie my eerste plan nie, dit was nie eintlik wat ek bedoel het nie, ek gaan vir jou eie kind gee. Sy eie kind, Isak, word gebore, maar dis nie lank nie, toe staan nou geweldige konflik daar in die huis. En Abraham sê toe vir Sarah, nee maar, besluit jy nou maar wat jy moet doen. En Sarah besluit toe, nee maar, sy gaan vir Hagar en vir Ismael gaan sy wegjaag daar uit die huis uit, en gee vir hulle kos en water, jaag hulle weg daar uit die huis uit, en hulle beland in die woestyn. En natuurlik, wat gebeur in die woestyn? Dis warm, jou kos raak op, jou water raak op, en op 'n stadium is Hagar so moedeloos, en so benoud, dat sy die kind daar ergens onder 'n boom gaan neersit, en so ver as wat 'n boog kan skiet, is sy weg, ver weg van die kind af, en sy sit daar, en sy wag letterlik, wag sy vir hierdie kind om nou dood te gaan. Maar die gedeelte sê vir ons so mooi, en die Here het die gehuil van hierdie kind, het hy gesien en het hy gehoor. God het die kind hoor huil, en die engel van God het uit die hemel na Hagar geroep en vir haar gesê, wat is dit Hagar? Moenie bang wees nie, want God het die kind daar waar hy lê, hy het die kind gehoor. En miskien is dit jou preek vanoggend, net daai sinnetjie, die Here het jou gehoor. Hy hoor altyd as ons uitroep na hom toe. Dit het my altyd verstom met Eloise, toe ons kinders klein was en daar in die moederskamer was, babakamer was, dan partykeer het iemand anders by die kinders daar gesit. En dan is daar partykeer 'n klomp kinders se gehuil wat jy hoor. Maar die oomblik wanneer ons kinders gehuil het sy dit onmiddellik gehoor. En so wil ek vir jou sê, so hoor God ons, wanneer ons uitroep na hom toe. Staan op, tel die kind op, troos hom, want ek sal hom 'n groot nasie laat word. En toe het God haar oë oopgemaak, en sy het 'n put met water gesien, en sy het die velsak vol water gaan maak, en vir die kind water gegee. En uit Ismael uit is die Arabiese volke toe nou op die ou ende gebore. Nou, hier is nie 'n bonatuurlike ding wat gebeur het nie, daar het nie ewe skielik uit die lug uit 'n put verskyn nie. Sy het dit net eenvoudig nie raak gesien nie. En omdat sy uitgeroep het na die Here, en die Here die kind se gehuil gehoor het, toe kom die Here, en hy maak haar oë oop. Hy maak haar oë oop, en sy sien die oplossing vir haar probleem. En ek weet, daar's 'n klomp van ons wat deur moeilike tye gaan, in ons verhoudings, met ons kinders, in ons vriendskappe, in ons besighede, in ons gemoed, in ons liggame. En ons het nie altyd die antwoord nie.
Maar as ons uitroep na die Here toe en vir die Heilige Gees vra om ons oë, ons ore, ons harte, verstande te open, dan sal hy ook ons oë open vir die probleme en ook vir ons oplossings gee vir die probleme wat ons het. En die Here het Biliam se oë oopgemaak en hy het die engel van die Here in die pad sien staan met 'n ontblote swaard in die hand. En toe buig Biliam voor die engel van die Here. So Biliam kom toe nou agter, maar luister, die struikelblok in sy pad, dit wat hom gekeer het, dit wat hom teruggehou het, was nie die duiwel of die stupid donkie nie, dit was eintlik die Here gewees. En so partykeer maak die Here ons oë oop, sodat ons besef, maar hoorie, die rigting wat ek inslaan, die besluit wat ek gemaak het, die vernoot saam met wie ek dalk in die bed gaan klim of 'n besigheid gaan doen, hierdie ouens het nie die Here se seën op hulle lewens nie, en hy maak my oë oop, sodat ek kan besef, maar hoorie, die Here keer dit, hoekom keer hy dit? Sodat hy my kan seën, sodat ek die beste in my lewe kan hê. En dan maak die Here my oë oop, sodat ek kan sien hoe myself te verdedig teenoor my aanvallers. En eintlik nog 'n humoristiese storie is tydens die profetiese bediening van Elisa, en elke keer, hulle het vyande gehad, die Arameërs, en dan elke keer maak die Arameërs, maak hulle planne, dan wil hulle die Israeliete aanval, dan wys die Here vir Elisa, wat gaan gebeur, wanneer gaan dit gebeur, waar gaan dit gebeur, en dan elke keer, dan is dit asof die Arameërs in 'n lokval inloop. Soveel so, dat die koning op die einde gedink het, maar hoor, hier's 'n spioen hier in sy midde, hier's 'n verraaier hier in sy midde, en toe kom sê die ouens vir hom, nee, koning, dit is Elisa, die Here wys vir hom, en dan kom hy in die moeilikheid. En hy besluit, okay, kom ons sorteer hierdie profeetjie uit. En hy stuur sy hele weermag om vir Elisa te gaan vang. En eendag kamp hulle daar buite die stad, en hulle so daar in hulle tentjie, en vir die een oggend kom die slaaf al uitgestap, en hy vee nog so die slaap uit sy oë uit, en toe hy so kyk, toe is die berge omring met die Arameërs. En hy dog, Koos, maar nou is ek in die moeilikheid, en hy storm daar by Elisa in die tentjie in, en hy sê, meneer, dis klaar met ons is in ons kanonne. En nou Elisa so ewedroog, hy sê, ag Here, maak net sy oë oop, en die Here maak toe sy oë oop, en hy sien toe nou al die engele, wat hulle omring het, en wat hulle beskerm het, en hy storm daar op Elisa af, en hy sê, Here, slat hulle met blindheid, en wie is hulle blind, en hy stap na die leier toe, hy sê, luister, kom ek vat julle na die plek toe waar julle moet wees, en hy vat hulle na Samaria toe, en hulle is sommer daar binne in die stad, en toe hulle binne in die stad is, toe vra hy dat die Here hulle oë oopmaak, en toe sê Israeliete, okay, maar maak ons hulle nou dood, en Elisa sê, nee, sit vir hulle ete voor, kan julle nou dink, hierdie ouens sit en eet en kuier, maar hulle is half ongemaklik, wanneer kry ek 'n swaard in my rug, maar die Here het hulle oë oopgemaak, hulle oë toegemaak, binne in hierdie omstandighede, en so kon die Israeliete hulle self verdedig. En dan kry jy so half amper so kantnota wat die Bybel vir ons gee, en die Bybel sê, en die Arameërs het nooit weer vir die Israeliete gepla nie. Elisa het gebid, Here, maak tog sy oë oop, dat hy kan sien. En die Here het die oë van die slaaf oopgemaak, en hy het gesien, en die berge rondom Elisa was vol perde en strydwaans van vuur. En toe die Arameërs op hom afstorm, het Elisa tot die Here gebid, slaan hierdie manne met blindheid. En die Here het hulle met blindheid geslaan, net soos wat Elisa gevra het. Ekskuus tog. En Elisa sê toe vir hulle, dis nie die regte pad nie, en hier is nie die regte stad nie, kom agter my aan. En dan lei ek julle tot by die man vir wie julle soek. En hy het hulle na Samaria toe gelei. En toe hulle in Samaria kom, sê Elisa, Here, maak hierdie manne se oë oop, dat hulle kan sien. En toe die Here hulle oë oopmaak, en hulle kyk, toe is hulle binne in Samaria, die vyande se stad. En toe die koning van Israel hulle sien, vra hy vir Elisa, moet ek hulle doodmaak, meneer? Moet ek hulle doodmaak? Nee, moet hulle nie doodmaak nie, was sy antwoord. Sou jy mense doodmaak, wat jy met jou eie swaard en met jou eie pyl en boog kruisgevange geneem het? Nee, sit vir hulle ete voor en drink goed voor, dat hulle kan eet voordat hulle terug gaan na hulle koning toe. En hulle het nooit, ooit weer die Israeliete aangeval nie. En so sal die Here dan vir my oë oopmaak, en hy sal vir my strategie gee, om die moeilike, uitdagende, swaar omstandighede wat ek het, hoe om dit te hanteer, en hoe om staande te bly. Die koning van Israel het vir hulle groot feesmaal voorgesit, en nadat hulle geëet het,
het hy hulle laat gaan na hulle koning toe. En die bendes van Aram het nooit weer in die land van Israel gekom nie. Die Here maak my oë oop, sodat ek kan sien, hy is Immanuel. Hy is God by my, hy is God met my. In Lukas 24 kry ons die gebeure wat vir ons opgeteken is na Jesus se kruisiging. En 'n paar van sy disippels, hulle is besig, Jerusalem is daar aan die berge, en hulle is besig om daar van Jerusalem af, is hulle besig om terug te stap daar na Emmaus toe. En terwyl hulle so stap, en hulle is af, en hulle is teleurgesteld, en hulle is ontsteld, en hulle is omgekrap oor die kruisiging, oor die lyding wat Jesus gehad het, maar ook oor 'n droom wat aan skerwe is. Want baie mense het Jesus gesien as 'n politieke verlosser. Hulle het hom gesien as die redder, wat die Romeine nou eens en vir altyd op hulle plek gaan sit. En nou het dit nie gebeur nie. En nou stap hulle so moedeloos en hoop verlore, stap hulle daar af na Emmaus toe. En so ongemerk, hier begin Jesus saam met hulle stap in daai stofstraatjie. En hy begin met hulle praat, maar hulle herken hom nie, hulle weet nie wie dit is nie. En soos wat hulle stap, soos wat hulle loop, en Jesus maak toe hulle by Emmaus kom, maak Jesus toe nou of hy na 'n ander plek toe gaan, en hulle nooi hom toe nou in, en toe hy die brood breek, toe gaan hulle oë oop, toe sien hulle, maar dis Jesus, en hy leef, en hy het opgestaan, en hy bestaan, en hulle besef, maar hy is by hulle, hy is met hulle. En so het baie van ons die laaste 2,5, 3 jaar, het ons deur moeilike tye gegaan, dalk by 'n oop graf gestaan, dalk is daar afleggings by die maatskappy waarvoor jy gewerk het, dalk het jy vir 50% van jou salaris gewerk, daar was onsekerheid en spanning en vrees, en sê nou maar ek raak siek, en dan het jy gewonder, maar waar is die Here? En partykeer kom maak die Here ons oë oop, en jy ervaar net, maar God is by jou, God is met jou, hy is Immanuel, wat saam met my daar is, wat vir my sal help en sal dra binne hierdie omstandighede. Hulle het egter by hom aangedring en gesê, bly by ons, want is amper aand, moenie nou al wegloop nie. En toe het hy saam met hulle in die huis ingegaan, om by hulle oor te bly, en terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, en hy vra die seun, en hy breek dit, en hy gee dit vir hulle. En toe gaan hulle oë oop, en hulle het hom herken, maar hy het uit hulle gesigveld uit verdwyn. En hulle sê toe vir mekaar, maar het ons harte nie warm geword, toe hy op pad saam met ons gepraat het, en vir ons die skrifte uitgelê het nie. En so wil die Here kom deur die Heilige Gees, en hy wil nie net jou oë oopmaak vir die woord nie, hy gee vir jou probleemoplossings, hy wys vir jou hoe om jouself te verdedig, hy wys vir jou, dat hy by jou is, met jou is, Immanuel, saam met jou op pad is. So daarom, as ek my Bybel lees, en as ek vir myself sê, maar goed, hoe lees ek my Bybel? Dan is een van die belangrikste goeders wat ek moet doen. Onthou nou, ons het in die reeks mekaar gesê, dis God se woord, finish en klaar. Dis God se woord, glo dit, en dan God bedoel wat hy sê. So ek moet dit opneem, ek moet dit ernstig opneem, en ek moet dit glo. Okay, maar hoe lees ek my Bybel? As daar 'n sonde is, as jy 'n stukkie lees en hy sê, moenie drink nie, moenie vloek nie, moenie dit, dis 'n sonde. En baie keer moet jy daai ding bely, maar jy moet ook vir die Here vra, nie net om jou te vergewe nie, jy moet ook vir die Here vra om vir jou te help om anders te leef en gehoorsaamheid te leef. Onthou, hoor die woord, sien die woord, memoriseer die woord, maar gaan doen dit ook. Dan baie kere is daar opdragte. Die Here sê, maar hoorie, ek wil hê jy moet vas, ek wil hê jy moet bid, ek wil hê jy moet my woord lees. Klomp opdragte, positief en negatief. Opdragte moet ek gehoorsaam. Dan is daar beloftes wat die Here sê, maar ek sal vir jou voorsien, ek sal vir jou help, ek sal vir jou uitkoms bring, ek sal finansiëel vir jou daar wees. Die beloftes moet ek glo. En partykeer sê hy, byvoorbeeld wat hy sê, I am the righteousness of God in Christ. Dit sê iets van my identiteit. Ek is 'n erfgenaam, ek is 'n kind in sy koninkryk. Daai identiteit moet ek vashou, moet ek bely, moet ek verklaar, moet ek glo. So sondes bely en laat staan ek, opdragte gaan voer ek uit, beloftes moet ek glo en inbid, identiteit moet ek aan vashou en deel maak van my lewe. En dan onthou, ons het dit flissies vir mekaar gesê in die reeks, gaan sit by 'n lesenaar, as jy 'n studeerkamer het, etenstafel het, gaan sit by 'n lesenaar, dan lees jy. Hoorie, dis nie soos op die strand, 'n tydskrif, so 'n bietjie blaai,
of daar so op die strand dalk 'n boek lê en lees of langs die swembad nie. Jy sit by 'n lesenaar en dan het jy 'n pen in jou boek in jou hand en jy het 'n notaboek. Jy maak notas van wat die Here vir jou sê. Jy hou jou dagboek byderhand. Hoekom? Want partykeer soos wat jy daar sit dan dink jy, "Jesus, ek moet onthou om dit te doen of hierdie een te bel of daai e-pos te stuur." En jy het 'n joernaal by jou en jy gaan skryf neer wat die Here vir jou sê. Hoekom? Want ons vergeet wat die Here vir ons sê. En partykeer is dit net goed om net weer deur jou joernaal te blaai. Jy het oor hierdie ding gebid, die Here het hierdie vir jou gesê en dit bemoedig jou. En onthou jy het 'n pak highlighters. Sonne onderstreep jy sommer met geel. Opdragte met groen. Beloftes met blou. Iets oor gebed sommer met pink. Iets oor leierskap, identiteit, jou identiteit in Christus sommer met 'n pers. Enigiets bonatuurliks, iets oor die Heilige Gees sommer met oranje. En so kan jy jou Bybel lees en dan kan jy ook onderskei waar die Here met jou oor wat praat. En dan kry 'n spesifieke plek en tyd. Verkieslik in die oggend, maar daar's 'n paar van julle is aandmense, so die oggend gaan nie vir jou werk nie. Maar 'n spesifieke tyd en plek waar jy die Here gaan ontmoet, sodat hy met jou kan kuier. En sodat hy jou oë kan oopmaak. Onthou, lees dit daagliks. Lees dit sistematies. The power of 4. As jy nie verstaan nie, vra. Dink 'n bietjie oor daai gedeelte. Gesels met jou geestelike leier. Ontmoet en soek vir Jesus. En onthou die Bybel lê homself uit. En dan wil ek tog vir jou sê, ons kry al hierdie dagstukkie boekies en ons 'n klomp wonderlike kerkleiers wat hierdie goeders al geskryf het. Maar wat ek sien by baie kinders van die Here, hulle lees net daai ou bladsytjie en daai ou koringkorreltjie. Dit is nie genoeg nie. Dit gaan nie vir jou help nie. Dit gaan nie jou lewe verander nie. Hebreërs 5 sê, concerning him, we have much more to say, and it's hard to explain, but you have become dull of hearing. En wanneer ek die woord sien en hoor en lees en maar nie gaan doen nie, then I become dull of hearing. Dan sukkel ek om die Here se stem te hoor. En Spreuke 20 sê, lovers of God have been given eyes to see and ears to hear from God. En ek en jy het nodig om te bid, sodat die Here, sodat hy ons oë, ore, hart, verstand kan open, sodat ons Jesus kan sien en kan beleef en kan ervaar. En daarvoor moet ons bid. Daar's 'n wonderlike gebed in Efesiërs 1 wat ek nou vir julle wil bid, sodat die Here hier iets van hierdie boodskap kan waarmaak. Kom ons bid saam. Vader, dikwels kyk ons, maar ons sien nie. En dikwels luister ons, maar ons hoor nie. En Here, ek wil kom vra, kom trek die wortels uit ons ore uit. Here, die gordyne voor ons oë, kom trek dit weg. Here, die vestingstede wat in ons denke opgerig is teenoor U, kom breek dit af. Here, die verkorsing van ons gewete, die verharding van ons gewete, deurbreek dit, Here. Vader, maar nou wil ek kom bid. Efesiërs 1 sê in die Passion, hy sê, I pray that the God and Father of our Lord Jesus Christ may give you a spirit of wisdom and revelation and illumination so that you may know Jesus and so that you may know the hope of His calling and the strength of His resurrection power, the same power that rose Jesus Christ from the dead, living within you. En so kom bid ek, Here. Heilige Gees, ons kan nie sonder U die Bybel lees nie. Heilige Gees, sonder U maak die Bybel nie vir ons sin nie. Heilige Gees, sonder U verstaan ons nie die Bybel nie. Sonder U het die Bybel nie impak nie. So Heilige Gees, kom maak ons oë en ore oop, sodat ons die Vader se liefde, die Gees se krag en Jesus se vergifnis kan sien en beleef en ervaar in ons lewens. Ons bid dit, ons vra dit in die naam van Jesus. Amen. Ontvang die Here se seën. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance upon you and give you peace. En ek bid dat jy die liefde van die Vader en die versorging en die voorsiening van die Vader sal beleef. Ek bid dat jy die vergifnis en die vriendskap en die geduld van Jesus sal ervaar. Maar ek bid ook dat jy die Heilige Gees se werking met jou oë en ore en hart en verstand oopmaak. Sy vertroosting, dat jy dit sal beleef en ervaar en ondervind. Ontvang hierdie seën in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En almal sê, Amen.